Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, Bargess. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Met soveel variasies in sy naam as sy voorkoms, is die Bargess 'n swart hond uit Britse mitologie. Vir sommige kom dit net in Yorkshire voor, vir ander kom dit ook van Manchester, Northumberland en Durham af. Sommige glo selfs dat dit in kettings toegedraai is of kettings daar agter sleep. Voel te veel soos Marley en een of ander Dickens-agtige nagmerrie as jy my vra. In sommige verhale sal plaaslike honde blaf om die verskyning van die Bargess aan te kondig. In ander verhale lei die Bargess die plaaslike honde in 'n optog wanneer iemand belangrik op die punt staan om te sterf. Ek veronderstel die enigste mense wat opmerklik is in hierdie verhale, is diegene met titels, geld en grond. Dit is onduidelik of die Bargess deur enigiemand behalwe die honde gesien kan word. My eie honde stap gereeld in optog vir een of ander onheil. Die Bargess is meestal 'n swart mastiff met vurige oë, horings, slagtande en kloue. Dit word soms gesien as 'n swart beer, 'n wit kat, 'n wit haas of selfs 'n koplose mens. Die wit haas klink 'n bietjie te veel soos die een wat Alice gevolg het, en die kat soos 'n fiekie kat wat heeltemal 'n ander vee is. Volgens Keatley in the Fairy Mythology verskyn die Bargess in die vorm van 'n mastiff hond en maak mense met sy gille skrik. Ek kan die Bargess so sien. 'n Hond wat skree in plaas van blaf of huil, sal heeltemal skrikwekkend wees. Sommige seldsame verhale praat oor die Bargess se byt wat nie genees nie. Hierdie vee wat nie water kan oorsteek nie, en dat slegs diegene wat gedoem is om binnekort te sterf, sy gehuil kan hoor. Of dit nou 'n skreeuende spektrale hond is, of een wat lyk soos my lieflike Caitlin wat in haar slaap huil. Dit is waarskynlik die beste om weg te bly van hierdie voorloper van die dood. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, Bargess. Die Bargess is 'n swart hond, wat gewoonlik soos 'n Duitse herdershond met rooierige oë lyk. Maar 'n spieël kan sy ware aard en voorkoms openbaar. 'n Spektrale wese met vuur vir oë. Hulle woon in die onderwêreld, en keer dat siele terug na die wêreld van die lewendes ontsnap. En as siele sou ontsnap, gaan hulle op jag in die menseryk en neem hulle met geweld terug na waar hulle hoort. Bargess verseker dat alle transaksies wat met wesens uit die onderwêreld gemaak word, gehandhaaf word. Gewoonlik behels dit om die dwaase sterfling veilig te hou. Hulle is goeie metgeselle en loyaal. Hulle het 'n sterk pligsbesef. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.